Goeiemôre almal. Ons is vanmôre weer by mekaar en ons gaan 'n bietjie gesels verder oor 3 vers 16 in die woord van die Here en ons is vandag by Spreuke 3 vers 16. Die opskrif is wysheid, die tema is wysheid. Kom ons lees vanmôre saam. Spreuke 3 vanaf vers 13. Gelukkig is die mens wat wysheid gevind het en die mens wat verstand verkry. Want die verkryging daarvan is beter as die van silwer en die verwerwing daarvan beter as van goud. Dit is kosteliker as korale en al jou kleinnode kan daar nie meer vergelyk word nie. In sy regterhand is lengte van dae, in sy linkerhand rykdom en eer. Sy weë is lieflike weë en al sy paaie is vrede. Dit is 'n lewensboom wat vir die wat dit aangryp en elkeen wat dit vashou is gelukkig. Dit is 'n lewensboom vir die wat dit aangryp en elkeen wat dit vashou is gelukkig. Is dit nie awesome nie? Ons moet vashou aan wysheid. Ek wil dit in Engels ook lees. Happy is the man who finds wisdom and the man who gains understanding. For her trade value is better than silver, and her yield better than fine gold. She is more precious than jewels, and nothing you desire compares to her. Of days in her right hand, in her left hand are riches and honor. Her ways are pleasant ways, and all her paths are shalom, which means peace. She is a tree of life to those who embrace her, and blessed will be all who hold firmly to her. Ons bid saam. Here, baie dankie vir die woord wat ons vanmôre kon gelees het, en help ons dat ons dit nou sal oopbreek. Ek vra dat U met my sal wees, dat die woord wat ek sal spreek die waarheid sal wees, en dat ek nie onwaarhede sal spreek nie. Here, ek vra dat U my sal seën, dat U my sal toemaak onder die bloed, dat my lippe sal salf. Vergewe my sondes, Here, wetend en onwetend, was my skoon, Here Jesus, dat waar ek U woord gaan verkondig vanmôre, dat ek 'n skoon kanaal vir U sal wees. Ek vra dat U my sal toevou onder die bloed, en dat die mense nie na my sal kyk nie, maar dat hulle die woord sal hoor wat U vir hulle wil gee. Dankie Jesus. Ons loof en ons prys U. Amen. Soos ons nou kon gelees het in die Afrikaanse vertaling, het hulle die manlike vorm gebruik vir wysheid en in Engels die vroulike vorm. So eintlik die regte manier om wysheid aan te spreek is maar die vroulik, omdat die Hebreëse woord vir wysheid vroulike vorm is. So ek wil dit in Hebreëus vir julle lees wat beteken wysheid. Dit beteken, die Hebreëse woord is tushia, which means from an unused root, probably meaning to substantiate, support, or by implication, the ability, that is, the direct help in purpose and undertaking. Intellectual understanding, intellectual enterprise, that which thing as it is, which is a substance, sound wisdom, and working. So, dit beteken wisdom. Wisdom. Grieks vir die wysheid is Sophia. Ons het so baie mense, vrouens wat se naam is Sophia is, nee? Which means wisdom, higher or lower worldly or spiritual wisdom. So dit is wat wysheid in die oorspronklike tale beteken. Die menslike soeke na wysheid en kennis is seker een van die belangrikste aspekte van die mensdom. Dit is 'n tyd in beslagnemende aspek wat 'n mens na soek, vir leiding, aanvaarding en vervulling.
In die soeke hierna kan ons na plekke gaan anders as die woord van God, en dit sal ons baie duur te staan kom, as jy nie in die woord van die Here jou wysheid en jou kennis en jou insig soek nie, maar by allerlei ander plekke. Ons antwoorde is slegs by die Here te vind, en die Here gebruik die woord van God om ons te lei in alle waarheid. Ware wysheid en insig kom van die Here. Dit is 'n feit dat ons nie sonder die woord van God kan funksioneer nie. Sonder die woord van die Here is ons niks. En dit is die woord van die Here wat God gebruik om met ons te kommunikeer. As daar iemand is wat allerlei ander goed anders as die woord van God verkondig, dan moet jy dit bevraagteken. Bevraagteken alles wat mense kwytraak wat nie in die woord van God staan. My tema is ware wysheid en insig is skatte wat ons slegs verkry in ons verhouding met Vader God en wat in volle onthul word in Jesus Christus. Ek wil net hierdie deur toe maak, hierdie Adidas gesels te veel saam. Hulle is nogal luidrugtig met hulle byklanke. Hoe kan goddelike wysheid ons inspireer om menslike wysheid en kennis na te streef? Op 'n manier wat ons lewens transformeer. Hoe kan goddelike wysheid ons inspireer om menslike wysheid en kennis na te streef op 'n manier wat ons lewens transformeer? Ek wil 'n illustrasie gebruik vanmôre van die soeke na wysheid en kennis en insig. Ek wil dit vergelyk met koffie. Die illustrasie van kitskoffie en perkuleer koffie. Hoe die twee met mekaar verskil en wat ons kan leer daaruit. Het jy al in die vandag agtergekom in ons lewens dat alles 'n gejaagd is? Alles is 'n gejaag. Vandat jy in die môre jou oë oopmaak, totdat jy die aand jou oë toemaak, is alles net 'n gejaag. As die wekker nie afgaan nie, dan is dit nog erger. Dan moet jy jou vinnig aantrek, jou tandeborsel, kossies met mekaar skraap vir die dag wat voorlê, en is net dit deurmekaar smaak. Die lewe het kits geword. Dit is mikrogolfoonde, dit is alles wat jou lewe vergemaklik, alles wat die lewe vinniger maak, en tog sê die mense, ek het nie tyd nie. Ek het nie tyd vir jou om by jou te gaan kuier. Ek het nie tyd om 'n WhatsApp boodskap wat jy vir my gestuur het antwoord nie. Ek het nie tyd om 'n WhatsApp boodskap of 'n boodskapie vir jou te stuur. Wat het geword van die menslike interaksie? Mense, die telefoon optel en vir jou vriend te bel en om te sê, hoorie Boeta, ek bid vir jou. Hoorie Sissa, ek weet nie hoekom nie, maar ek moet vandag vir jou bid. 5 minute om met jou vriend te praat, met jou vriendin, en hulle te ondersteun en hulle te onderskraag met 'n woord van die Here. As iemand verjaar is dit maklik, ek stuur net 'n goue WhatsAppie. Baie geluk met Boeta met jou verjaarsdag, hoop jy 'n wonderlike dag. Ons kan nie meer die telefoon optel en die man bel nie, of die vrou bel, of jou broer, of jou suster, of wat ook al die geval is nie. Die menslike interaksie het verlore gegaan met sosiale media. So dit is maar net so terloops. Nou, koffie. Kitskoffie, daar's verskillende maak op die mark. Dis Rie Koffie en dit is koffiehuis en dit is wat is daar nog? Koffiehuis en Rie Koffie en Trek en wat ook al. As mens na daai bottels kyk, as jy sien daar's 40% koffie in en 60% sigaret. Die bymiddels wat bygevoeg word, veroorsaak dat die koffie goedkoop is. Maar dit het ook eintlik duur geword, maar nog steeds as jy dit met vergelyk met 100% koffie, is dit baie goedkoop.
Nou gaan ou na perkuleer koffie toe, of na 100% koffie toe, dan gaan jy omtrent 2 keer meer betaal vir daai koffie, as wat jy vir kitskoffie betaal. Nou wat kan ons nou daaruit leer? Kitskoffie is goedkoop, want dit het bymiddels by. Dit het afgewater geword. Die sigorei in daai koffie maak dat dit goedkoop is. Dit smaak miskien na koffie, dit proe na koffie, dit ruik na koffie. Maar dit is nie die ware Jakob nie. Dit maak die koffie goedkoop deur die bymiddels wat daarbey gevoeg word. 100% koffie kan jy op staat maak dat dit 100% koffie is. Want jy ruik dit, as jy daai water daarin gooi, in daai koppie in, dan ruik jy daai koffie aroma. En nog 'n ding. Sigorei in hierdie kitskoffies wat so goedkoop is, maak dat die krag van daai koffie swakker raak. Want jy het nie 100% krag van daai koffie in daai teelepel wat jy gebruik. Dan moet jy omtrent 4 of 5 teelepels koffie gebruik om by die ekwivalent van 100% koffie uit te kom van 1 teelepel. Het ons vandag so gerus geraak in ons lewens dat ons kompromieë aangegaan het. Dat ons kompromieë aangegaan het met die waarheid en met wysheid. We have settled for less. Mense, kan ons vandag vir die Here vra om ons te help dat ons sal terugkom na die egtheid toe van die woord. Dat al hierdie ander goed wat so bygevoeg word, al hierdie onwaarhede en leuns en leentale en goed wat van die predikante, van die preekstoele afgepreek word, dat ons dit sal van ontslaa raak. Dat ons by die egtheid van die woord sal uitkom, die egte woord van God, die onvervalste woord van God, wat ons vrymaak, wat skerper is as 'n tweesnydende swaard, wat deurdring deur murg en been, wat kan skeiding bring tussen vlees. Tweesnydende swaard. Die egtheid van die woord van God, die egtheid van die evangelie. En nog 'n baie belangrike ding wat die verskil tussen kitskoffie, jy kan hom maak sê dit is 100% kitskoffie en dan perkuleerkoffie. Die proses om die aroma uit perkuleerkoffie uit te haal is 'n baie langer proses as uit kitskoffie uit. Kitskoffie kook jy 'n ketel, sit die poeiertjies in jou koffie, gooi die water in, jy roer dit en jy gooi suiker en melk by sodat jy dit van nou. Ek hou daarvan net sterk en swart met water. Soos wat die natuur dit bepaal het om te drink, sonder enige bymiddels. Maar dit is elke ou se eie smaak en voorkeure hoe hy sy koffie geniet. Maar nou met perkuleerkoffie, het jy 'n masjienkie daar so in jou huis, dat jy die bone ingooi, daai bone moet eers gemaal word, en dan word dit water op dit gegooi, en dan perkuleer hy. Dan staan hy, en hy staan in hy water, en hy water met die koffiebone, en met daai gemaalde bone vereenselwig. En jy sit in die huis en jy wag vir daai perkuleerkoffie om gemaak te word. Dis 'n proses, mense. Dis nie 'n kitsoplossing nie, dit is 'n proses. Dit vat 'n tyd vir daai koffie om gemaak te word. Terwyl daai koffie so geperkuleer word, so in daai masjien gemaak word, vul die huis met daai reuk, die aroma van die koffie. En jy ruik dit, jy raak lus vir daai koffie.
Dit vat tyd, mense. En dis hoe ons met die Here op moet wees. Wanneer jy in die oggend opstaan en jy maak 'n tyd vir die Here, maak tyd vir hom. Gaan op jou knieë, wat ook al hoe jy dit doen. Maak klaar met die nag. Gaan neem 'n stort, was jou hare, was jou gesig, trek aan, asof jy klaar is met die bed. Want as jy dit nie doen nie, gaan jy hinker om terug te gaan in die bed in. Maak klaar met die bed. Was jou hare, kam jou hare, borsel jou tande, wat ook al jy doen. Was jou gesig, trek aan. En gaan spandeer tyd saam met die Here. Kwaliteit tyd. Sodat jy die ware, egte woord van God in jou lewe kan ervaar. Dat God met jou praat deur sy woord. Dat hy vir jou kan sê waarheen jy op pad is vandag. Wat wil hy hê vir jou vir vandag? Wat is jou doel op hierdie aarde vir vandag? Ons moet onthou, gister is verby, jy kan niks aan gister doen nie. Maar as jy nie met gister gedeel het nie, as jy nie gister die mense wat jou kwaad aangedoen het en die mense wat jou teleurgestel het, vergewe nie, gaan daai mense se doen en late in vandag wees. Vergewe en vergeet die dinge wat verby is, jy kan dit nie verander nie. Maar as daar iemand is wat jy moet gaan regmaak, gaan doen dit. Die woord sê, moenie dat die son ondergaan oor jou woede nie. Gaan maak reg met die persoon wat jy verkeerd aangedoen het. Want vandag is die dag van die Here. Vandag is die welgealgename tyd van die Here. Psalm 46 vers 11 en 12, laat staan en weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Die Here van die leerskare is met ons. Die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Selah. Ons weet wat beteken Selah. Dit beteken stop and calmly think about this. Stop en dink oor dit wat jy nou al reeds gelees het, oor dit wat gesê is. Stop en gaan bepeins dit. Ek gaan dit weer lees. Laat staan mense, en weet dat ek God is. Weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Die Here van die leerskare is met ons. Die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Selah. Be still and know that I am God. Ek wil stil staan by be still, laat staan. Dit beteken to slacken, in many applications, literally or figuratively, abate, cease, consume, draw toward evening, fail, be faint, be wax, forsake, idle, leave, let alone, go down, be slack, still, be still. Dit beteken, laat los, staan, stop met wat jy mee besig is. As jy dit doen, as jy tot stilstand kom in jou besige lewe, dan kan God in beweging kom. Be still and know that I am God. Mense, as jy jou karretjie te vinnig teen die afdraande afgaan, trap bietjie daai briek. Trap daai briek dat jy nie deur daai stopstraat jaag nie en dan 'n ongeluk veroorsaak nie. Raak stil. Wees stil. Be still and know. Om te laat staan beteken om te laat gaan. Haal jou hande van die stuurwiel af en laat die Here toe om die stuurwiel van jou lewe te beheer. Efesiërs 4 vers 31 en 32 sê alle betryd
en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Ons moet minder word sodat Christus meer kan word in ons lewens. Dit is seker een van die moeilikste aspekte wat 'n mens kan kry, is om te laat gaan. Laat gaan jou eie opinies. Laat gaan jou eie idees. Laat gaan jou godsdiens. Laat gaan jou hou vas oor jou lewe. Laat gaan jou finansies. Laat gaan jou besittings. Al hierdie goed wat nie waarde aan jou lewe hierna, die lewe saam met die Here toevoeg nie. Let go and let God. As ons op hierdie plek kan kom waar hierdie dinge nie die belangrikste in ons lewens is nie, dan is ons op die plek waar die Here ons kan gebruik. Onthou, daar waar jou skat is waar jou hart is. En waar jou hart is waar jou fokus is. Dit is waar jy die meeste tyd spandeer. En dit is wat jou hele lewe in besit neem. Ons wil nie so Salome eendag terugkyk op ons lewe en sê, dit was alles 'n gejaag na wind. Salome was die rykste en die slimste en die wysste. Maar hy kom op die einde van sy dae en hy kyk terug en hy sê, alles was 'n gejaag na wind. Ons moet nie dit eendag vir ons lewens kwytraak nie. Weet, die volgende aspek van die skrif is, let go and let God. En weet, ek het weer lees, laat staan en weet, dat ek God is. Weet ons vandag, dat God is? Mense, weet ons dit regtig? Of twyfel ons in God? Ons weet. Die Hebreëus is Yoda. To know, properly to ascertain by seeing, sien ons in ons lewens dat God is. Of het ons oë blind geword? Weet ons vandag dat God is? Kan ons vandag weer verklaar dat ons weet dat ons kind van God is? Dat ons weet dat Jesus ons verlos het van sonde en ons gered het van die dood? Weet ons dat ons kind van God is? En is ons geloof in Christus gevestig? Wat weet jy vandag? Weet jy dat jy kind van die Here is? Ons weet dat God is. Ons wete vandag is dat God is. Daar is nie 'n goedkoop weergawe van God beskikbaar nie. Hy is eg en ons kan verseker wees van sy liefde vir elkeen van ons. Soek ons werklik nog die Here? Onthou, daar gaan 'n tyd kom wanneer ons nie meer die Here gaan vind nie. Jesaja 55 vers 6 sê, soek die Here terwyl hy nog te vind is. Roep hom aan terwyl hy naby is. En Psalm 27 vers 4 sê, een ding het ek van die Here begeer, dit sal ek soek. Dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here. Hoekom? Om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Ek wil dit weer lees. Een ding het ek van die Here begeer. Dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Psalm 34 vers 9 sê, smaak en sien dat die Here goed is. Wel geluksalig is die man wat by hom skuil. Smaak. As jy daai koffie proe, dan smaak jy die koffie. Hy sê smaak en sien dat die Here
goed is. Wanneer laas het jy gesmaak en gesien dat die Here goed is? Daarmee is ek praat met myself vanmôre hier. Ek is self skuldig hieraan. Mense, ons moet tyd maak vir die Here. Ons moet perkuleer, nie kits nie. Be still and know that I am God. Let go and let God have His wonderful way. Laat gaan, mense. Haal julle hande van die stuurwiel af. Laat Christus toe om die stuurwiel van julle lewens oor te neem. Maar wanneer ons die stuurwiel vir die Here gee, laat dit ons nie toe om backseat drivers te wees nie. Ek het gister 'n mooi Afrikaanse woord gesoek vir backseat driving en my vrou het vir my 'n woord gegee van skouervlieg. Nee mense, ons is nie skouervlieg wanneer die Here ons lewens beheer. Wanneer die Here die stuurwiel vat in ons lewens, dan moet hy die bestuurder wees. Ons is nie geroep om backseat drivers te wees. Skouervlieg. As die Here 'n bietjie stadiger ry, ons sê Here, sit bietjie die voet op die petrol dat ons net vinniger by die bestemming kan uitkom. Of Here, moenie nou regs afdraai nie, moenie nou links afdraai nie. Ek wil nie by links afdraai waar die straat van vergifnis is nie. Ek wil nie daai man nou in die oë kyk om hom te vergewe nie. Ek wil nie by die straat regs afgaan wat sê vrymoedigheid en vergee nie. Vrygewigheid nie. Nee, ek wil nie gee nie. Ek wil nie reguit aangaan op die pad van lankmoedigheid nie. Nee mense, wanneer die Here in beheer is van jou lewe, wanneer hy aan stuur is, moet ons mondjies toemaak. Want hy weet die beste vir ons. En al hoe ons gaan weet wat God se plan vir ons lewens is wanneer ons tyd in sy teenwoordigheid spandeer. Perkuleertyd, nie kitstyd nie mense. Perkuleertyd. En ek wil afsluit met die gedagte dat ons die Here moet soek met alles wat ons het. Soek die Here terwyl hy nog te vind is. Roep hom aan in die oggend, en in die middag, en in die aand. Lees jou Bybel en bid elke dag en jy sal groei. Verwaarloos jou Bybel en vergeet om te bid en jy gaan krimp. Dit is 'n ou sonnaskoolkoortjie wat ons gesing het, maar dit is so waar. As jy iets nie gebruik nie, gaan jy vergeet hoe om dit te gebruik. Mense, kan ons by die Here uitkom vandag? Kan ons die Here weer eerste maak in ons lewens? Raak ontslaaf van al die simpel goedjies wat jy mee besig is. Dinge wat nie ewigheidswaarde het nie. Amen. Kan ons die week wat voor lê, die Here se aangesig soek met alles wat ons het. Want ons sal weet en besef dat sonder die Here kan ons niks doen nie. En dat ons die stuurwiel vir hom sal gee. Amen. Ekskuus, kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek dank en ek loof U vir U goedheid en U getrouheid. Here, help ons dat ons U sal soek met alles wat ons het, dat ons U aangesig sal soek, dat ons U liefde sal soek, dat ons U lankmoedigheid sal soek en dat ons sal toelaat dat U in beheer staan vir ons lewens. Dat U die stuurwiel van ons lewens sal oorneem en in beheer vat van ons lewens. Maar dit beteken nie dat ons robotte is nie. Here, U het ons nog steeds vrye wil en vrye keuse gegee. Here, maar ons wil daai vrye wil en vrye keuse onderdanig stel aan U wil. Gee ons die wysheid en die kennis, sodat ons wil onder U wil kan inbring, Here. Dat ons onder die sambreel van U beskerming sal staan elke oomblik van die dag. Ek bid vir elke persoon wat hierdie
boodskap gaan hoor, dat dit op vrugbare grond sal val, Here, dat dit sal ontkiem en sal vrug dra wat by die bekering pas. Ons dank en ons loof U vir U goedheid, U getrouheid. Dankie Jesus. Amen. Dankie geseëndes. Ons gaan weer gesels. Ons sal volgende week deel 2 doen, soos die Here wil. Geseënde dag vir julle. Alles wat my is. Totsiens.